Nou vriende, goeiemôre. Ons eer die Here vir nog 'n nuwe dag wat dit in ons lewens toegevoeg het. Ek het vanmôre daaraan gedink, vriende, dit is nie van selfsprekend dat ons vanmôre ons oë oopgemaak het en opgestaan het en die dag tegemoet gegaan het nie. Dit is genade en guns uit die hand van die Here. Ons moet nooit vergeet dat lewe 'n geskenk uit die hand van die Here is nie. En mag ons in hierdie dag voluit lewe tot eer van hierdie koning aan wie ons behoort, die een wat gesê het, aan my behoort alle mag in die hemel en op aarde. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie praat en miskien ook môreoggend oor die baie besondere gedagte van kosbare gebede om te bid. Nou in die jare wat ek in die bediening is en die gesprekke wat ek met mense het, kom ek agter dat gebed een van die mees uitdagendste geestelike deegtes is. Sekere van die mees uitdagendste van hierdie geestelike dissiplines is wat ons elke dag in ons lewe ten uitvoer moet bring. Vriende, ek dink die groot rede is wanneer ons bid, dan sien ons nie iemand met wie ons praat nie en ons kan nie regtig iets voel en ervaar nie. En tog deur die geloof weet ons dat God vir ons die weg gebaan het deur Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, wat vir ons die hoëpriester is en wat vir ons by die Vader intree. Tog met al hierdie kennis sukkel ons om te bid. Hoor wat sê Paulus in die boek Romeine, die 8ste hoofstuk. Hy sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy, wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Selfs die apostel Paulus sê dat ons weet nie altyd reg wat om te bid nie. Soms is dit so moeilik. Ek het onlangs met 'n persoon gepraat wat vir my gesê het, Gerard, luister, soms kan ek net niks sê nie. Soms bid ek maar net die Onse Vader en soms dink ek terug aan my vader wat so 'n kragtige bidder was en dan wens ek kan bid soos hy, maar ek sukkel daarmee. En ag vriende, dis miskien die getuienis van menigte van ons, dat ons nie altyd bid soos ons graag wil bid nie. En ons bid nie so gereeld soos ons bid nie en ons sê nie altyd wat ons graag wil sê nie. En die vraag is, wat maak ons met hierdie dilemma in ons geestelike lewe? In die eerste plek wil ek net vir u noem, dat wanneer ons kyk na Romeine die 8ste hoofstuk, dan sien ons dat die Gees ons swakhede te hulp kom. Vriende, luister, ons het nie die vermoë in onsself om te bid nie. Die Bybel sê vir ons, die Fariseërs en die Sadduseërs het op die hoeke van die strate gestaan en hulle het lang gebede gebid en dit was vir God afstootlik geweest. Want die Bybel sê hulle harte was gerig daarop dat mense moes hoor hoe lank en hoe gesofistikeerd hulle met hulle woorde was en allerhande snaakse goed wat hulle gedoen het om mense se gunste te probeer wen in plaas van om met God te praat. Want gebed in die eerste plek is gesprek met God, waar ek hom antwoord en sê, Here, u het nou uit u woord met my gepraat en nou antwoord ek, Here, ek wil doen wat u van my vra. Maar vriende, daar kom tye, soos die Bybel vir ons sê, wat ons nie reg weet wat om te bid nie. Ons het klaar die Bybel gelees, maar ons weet nie reg wat om te bid nie. Maar nou het ons die Gees wat ons harte deursoek en hy weet wat die bedoeling van ons harte is en hy tree ooreenkomstig dan volgens die wil van God vir ons in. En ag vriende, vanmôre wil ek u oproep om so 'n bietjie ook, wanneer u stoei om te bid, gebede in die Bybel gaan opsoek en deur daardie gebede bid en sien wat dit vir u beteken en hoe dit u hart ook nader na God kan lei. Onthou net een ding, die woord van die Here is geïnspireer deur God die Heilige Gees en wanneer ek deur 'n gebed in die Bybel bid, dan bid ek eintlik God se woorde terug na hom. En ek sê, Here, dit wat Dawid gebid het, en dit wat Nehemia gebid het, en dit wat Daniel gebid het, en wat Jesus in Getsemane gebid het, en wat hy vir sy disippels gebid het. En Here, die gebede wat daar in die Bybel opgeteken is, wil ek net terug bid aan u, want my hart is vanmôre swaar, en u weet wat die nood in my hart is, en ek weet nie altyd om dit in woorde om te sit nie, maar Here, hoor asseblief ook my gebed. Nou kom ek gaan vir u vandag en môre so 'n gebed of 2 lees, om net te sien hoe die Here vir ons ook genade skenk, om hierdie gebede in ons eie lewe toe te pas, te bid, na God te bid, en te rig na hom, wat op die troon van die hemel sit, as ook 'n uitroep van my siel, Here, hoor ook die gebed van my hart. Die Bybel sê in 1 Kronieke 20, lees ons daar van koning Dawid se gebed, 1 Kronieke 29. En Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering, en Dawid het gesê, u sy geloof, Here, God van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. En ag vriende, wanneer ons hierdie gebed tot God terugbid, dan begin ons deur die Here te loof en te sê, Here,
My gemoed is miskien vanmôre swaar. Ek weet nie regtig wat om te sê nie, maar ek wil U loof, want U is God van ewigheid tot in alle ewigheid. Tweede vers, dis nou vers 11 van 1 Kronieke 29. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. Vriende, as hierdie woorde in jou siel gaan optel en versterk nie, dan weet ek nie wat dit gaan doen nie. Want hier kom Dawid, hier aan die einde van sy lewe, en hy begin bid, en as lofprysing, en as aanbidding, en hy sê, Here, aan U alleen, nie aan my nie, nie aan my koninkryk nie, nie aan my goeie dinge wat ek gedoen het nie, maar aan U kom toe die grootheid, en die mag, en die heerlikheid, en die roem, en die majesteit, alles in die hemel en op aarde, Here, want alles behoort aan U. Vers 12, en die rykdom en die eer kom van U, en U heers oor alles, en in U hand is krag en mag, en in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou onsse God, ons loof U, en ons prys U heerlike naam. Want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit U hand het ons dit aan U gegee. So Dawid is besig hier om die Here te eer vir die wonderlike gawes wat die volk gebring het om die tempel te bou. En tog kom Dawid en daar's aanbidding in sy hart en hy sê, Here, selfs dit wat ek vir U gegee het, is wat U uit U goeie hand vir my as 'n gawe gegee het. Hy sê vers 16, hy sê, Here onsse God, hierdie ganse rykdom wat ons berei het om vir U, vir die heilige naam 'n huis te bou, dit kom uit U hand en dit behoort alles aan U. En ek weet, my God, dat U die hart toets en behaag in opregtheid. Ek het in opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien hoe U volk hier aanwesig vrywillig aan U gegee het. Here God van Abraham, Isak, Israel ons Vader, bewaar dit vir ewig, so gesindheid in die gedagtes van die hart van U volk, en rig hulle hart tot U. Vriende, dit is nie vir U mooi nie. As jy nie kan bid nie, vat hierdie gebed en lees eenvoudig vers vir vers hardop deur hierdie gebed, en soos verse jou tref, bid hardop en sê, Here, maar alles kom van U. Here, selfs vanmôre in my moeilike situasie, dank ek U vir lewe. Ek dank U vir die mate van gesondheid wat ek het, die mate van versorging wat ek beleef. Here, dank U vir die feit dat ek U woord het. Dank U dat ek ander kinders van die Here het wat saam met my die pad stap. Dank U vir 'n gemeente, dank U vir 'n man, 'n vrou en kinders as hulle nog by jou is. As daar niks van hierdie goed is nie, dank die Here dat jy die voorreg het om vir hom te kan lewe, die koning van die konings. As jy vir die Here sy saak gee, dank hom dat hy jou in staat stel om te kan werk, om vir sy saak te gee. So wat ek vanmôre en môreoggend in die oordeenking gaan doen, ek gaan deur een of twee van hierdie gebede werk, om vir U te wys, dat wanneer ons stoei om te bid, het ons ook die voorreg, vriende, om hierdie wonderlike gebede in die Bybel te lees en hardop te lees en tot God te bid, as 'n gebed ook van my hart, tot hierdie God wat op die troon van die hemel sit. Ons sal môre verder aangaan, mag die Here vir U wysheid gee, om ook te sien, die gebede is nie net opgeteken om daardeur te lees en is eintlik maar 'n doellose oefening nie, maar juis vir ons, tot ons opbouing, tot ons versterking, sodat ons ook kan leer hoe om te bid. Vriende, groete vir U, mooi dagie verder.